ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 443. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy daar belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan my heel nuutste boek, die boek Hebreërs, Waarheid of Leuns. Daar's baie mense wat hom bestel het, maar jy moet dit hê. Jy weet, in die eerste hoofstuk, dan ontdek jy hoe die seun tot wording gekom het, Jaffa, hoe hy geskep, nie Jesus nie, want Jesus is eers in die 16de eeu geskep. Ek praat van Jaffa, die Hebreëse verlosser, halleluja, wat ook ons verlosser is. Sou jy belangstel in een van my boeke of 'n woord het om my te deel of 'n vraag het, is jy baie welkom. Kontak by my WhatsApp nommer 0722367124, gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za, so jy kan sien hier so bo, né? As dit dalk die eerste keer is wat jy na die reeks gaan kyk of luister, is altyd welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Het is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die webtuiste, ons moet subscribe, sodat al die verskillende kennisgewings kan ontvang. Deel hierdie kontak met die kennis en die vriende, dis lewensverander, skryfblok en pen, uiters noodsaaklik. Ek wil net hierso verskoning maak dat die spesifieke boodskap nie vanoggend uitgegaan het nie, soos hy moes uitgegaan het nie, totaal en al onmoontlik, van laas Vrydag af, die een krisis op die ander een, die selfoon het geval, het gebreek, die skerm is swart gegaan, my inligting is, ek kan nie sien hoe om wat te doen, het kos 'n nuwe selfoon, amper R3000 net so in die water in. Partykeer verstaan die mense het nie alles nie, maar Jaffa het 'n plan. Van maandag tot vandag, by die selfoon ouens die hele dag, want hulle moet al die backups maak en al die kontakte, daar's 1700 kontakte op daai foon, ook kry en alles, en dan sit sekuriteit pinnommers en jy wil dit nie weet nie. Dis frustrerend, dis so frustrerend, en dis 4-5 ure op 'n slag wat ek daar moes wees, dat ek voel my been naderhand afbreek. So ek wil tog sê, as daar iemand is wat voel jy wil bydra om hierdie onkoste te help dra van die selfoon, of ons te help daarin gaan dit, en ek weet al nie, dit is ongelukkig u bediening ook. En dis uitgawes wat daar is. Onvoorsiens, woord sê die aarde behoort aan Jaffa almagtig en die volheid daarvan, hy sê te blymoedige gewer lief. En ook aan elkeen wat help om die bediening by te help finansiëel ook. Mag Jaffa u seën. Ek kan dit met vrymoedigheid doen, want het is nie elke dag wat daar 'n krisis is nie. Jy moet vir die bediening bid, Ons het 'n aanslag teen die bediening, maar Jaffa is in beheer. Jy weet, ons doen sekere goed reg. En dis hoekom, as dit net, so sê die Engelsman, plain sailing was, dan was daar nie 'n probleem nie. Maar die Bybel sê dat geen koninkryk is teenoor homself verdeeld nie. Maar ons weet, ons is aan Jaffa se kant, halleluja. En die woord sê tog, die wat Vader Jaffa my hand gegee het, sê Jaffa, kan niemand uithaal nie, behalwe ons self nie. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vir die geleentheid wat ons vanmôre kan hê om by mekaar te wees in die teenwoordigheid. Vader, dankie dat u woord sê dat ons gaan deur toetse en deur beproewinge en deur tye, maar u sê u beproef ons nooit bokant ons kragte nie, maar saam met elke beproewing stuur u uitkoms, halleluja, in die naam van Jaffa. Ek prys en loof u. Baie dankie vir die selfoon wat reg is, dis net 'n menslike instrument, maar dis vir ons so belangrik om met ons mense reg oor die wêreld maklik kontak te kan hê, en ook die evangelie te kan verkondig en woord te deel met die studente en met almal wat 'n vraag het, onmiddellik te kan help. Baie dankie vir hierdie bediening. Dis nie my bediening nie, dis die pastorika se bediening nie. Dis u bediening en die woord sê die aarde behoort aan u en die volheid daarvoor. Dankie vanmôre vir elke Jaffistiese boetie en sussie wat ook vir hierdie bediening bid en dit help dra. Ek wil kom en ek wil hierdie oggend
se woord aan U nou toedra, Vader, en ek wil bid dat U dit seën vir ons. Maak dit lewend in ons midde. Spreek tot ons, Vader. Voed ons met die manna van die lewe, Vader. En laat ons drink uit die fontein van ewige lewe. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua. En elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. En vanmôre glo ek dat Jaffa ons gaan seën ver meer as wat ons kan dink of vermoed. Halleluja. Spreuke, die boek Spreuke hoofstuk 23 vers 30. Nou ons het gesien Dinsdagoggend dat die woord gepraat van die ou wat besig was met die wyn en hoe die pad van vir die mense so maklik laat lyk maar dit gegaan oor die sonde. Ons teer nie op een soort sonde nie, ons praat van die globale sonde. Die globale sonde in die wêreld daar buitekant. Want onthou wat ek gesê het, daar is nie klein sondes en groot sondes nie. By Jaffa is sonde. Hy sê so, Spreuke 23:30, by die wat laat opbly by die wyn, met ander woorde, die ouens wat die drankpartytjies hou en opbly. En jy weet, daai ouens bly op tot watter tyd toe, want hulle ry nie voor die laaste druppel gedrink is nie. Dink jy ouens is bang die goed word suur of iets as ons? Ek weet nie. Ek ken nie drank nie, is in daai opsig nie. Of hulle is te bang iemand anders te drink die laaste bietjie. By die wat laat, kyk daai laat het 2 deeltekentjies op, laat opbly by die wyn en by die sonde. En by die sonde. Die mense, as jy sê kom ons doen Bybelstudie. Die ongeredde ouens sit 10 minute, 15 minute, dan raak hulle kriebelrig, dan raak hulle moeg, dan raak hulle geïrriteerd, dan is dit nou lank genoeg. Maar hulle kan 'n hele nag, van die middag af tot die volgende môre, kan hulle by daai brandewynpartytjie bly. En dit affekteer hulle nie, hulle word nie moeg nie, hulle word nie vaak nie, hulle word, verstaan nie, hulle praat net meer nonsens soos die aand aangaan, want dan is die drank wat praat. By die wat laat opbly, bly die wyn. Dis nie die wyn wat bly nie, dis die persoonlikheid van die wyn. Die moeilikheidmaker. Daai maaslaan vir pa. Verstaan jy wat ek sê? En daai moeilikheidmaker. Dis wat sonde bring. Dit bring, weet jy wat doen sonde? Dit bring skeiding. Die woord sê, en die sonde skeidsmuur, en jou sonde, moet ek die woord reg kwoteer. Hy sê, en jou sonde het 'n skeidsmuur tussen my en Jaffa geword. Halleluja. Ek is so bly dat ons het nie nodig om 'n skeidsmuur te bou nie. Ons het die Ruach HaKodesh, ek praat van elke Jaffis. Elkeen wat deel van die bruid van Jafashua is universeel. Ons het die Ruach in ons. Hy bly nie in 'n kerk iewerste wat met pilare en goud oorbeslaan is en nee, hy sê hulle liggaam is die tempel van die Ruach HaKodesh. En omdat hy in ons woon, omdat Jaffa in ons woon, en ons sy tempel is daar nie 'n kwessie van waar hierdie goed 'n skeidsmuur opbou nie. As daar een baksteen nie gevorm word, dan word hy onmiddellik stukkend geslaan. Besef u dit? Dis hoe dit is. Want die woord sê, almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van die Vader, maar deur genade word ons gered. So as daar 'n baksteentjie gevorm word, onmiddellik is die Ruach daarso. Dis soos 'n vinkwyfie. Daai mannetjie bou hom dood aan hy nesie, en dan kom hy wyfie en krap sy hom net so uitmekaar uit. Dan gaan haal hy maar weer van hierdie palmbome. Ek het gesien, ek het 'n palmboom gehad vroeër jare. Dan kom daai vink en trek hy vang hom hier onder en trek. Jy kan nie glo nie, as jy hom so val en vlieg hy agteruit. Dan trek hy net so 'n breë stukkie van daai hele lengte van daai blaar van daai palmboom uit en dan vlieg hy met hom weg. En dan later is hy terug en vlek. Wel, dit kan 'n ander een wees ook, maar dit kan meer as een wees, maar hulle sny daai blaartjie stukkie vir stukkie wat hulle hom so wegvat om hy nes te gaan bou. En dit is wat die Ruach doen. Hy is soos hy vinkwyfie. Daar praat Jaffa vanmôre met iemand anders te moenie toelaat dat daar stene gebou word nie. So wat daai vinkwyfie kom en hy nesie uitmekaar uitkrap, uitmekaar uitskop om weer. Dis wat die Ruach HaKodesh doen. Met sondestene wat gebou word. Want as daar een steentjie is en dan is daar 'n tweede steentjie is en net nou is daar genoeg om 'n muur te bou.
En dit is wat die skeidsmuur word. Die woord sê, en die sonde het 'n skeidsmuur. Hy praat met Israel. Hy sê, julle sonde het 'n skeidsmuur geword tussen Jaffa en tussen julle. En ek dank Jaffa vanmôre dat vir ons as Jafiste is dit 'n herlewing om in die Ruach te kan funksioneer, om in die Ruach HaKodesh te kan ingebore wees. Want die woord sê, dis die salwing wat die hekke breek. Dis die genadebloed wat ons sonde vergewe, maar dis die salwing wat die hekke breek. Hy begin die, met ander woorde, hy breek die eerste steentjies wat gebou word, dat daar nie mure gebou word nie. Die wil laat bly by die wyn. By die wat ingaan om gemengde drank te proe. Met ander woorde, is nou net meer wyn nie. Dis gemengde drank, is nou brandewyn en coke en kyn en coke en al die goed. Ek ken die naam, ek het broers wat alkoholiste was, 2 van hulle. En hulle het die goed gedrink. Hulle het die goed gedrink. So ek het dit gehoor. Ek het gehoor wanneer hulle begin praat en as 'n mens by 'n familie saam met sy kom, dan en die tonge raak los. Dit is sommer net daar waar my goed pak en ry. Want dis nie vir my nie. By die wat ingaan om gemengde drank te ry. Jy weet, die oomblik as die wyn in die drank begin werk, dan raak die tonge los. En jy kan nie glo wat se tipe gesprekke kom daar uit nie. Vervloeking. Vloekwoorde. Ek kan onthou een aand wat ons by een van die familie braaivleisies was, waar een van my broers verskriklik lelijk gepraat het. En toe ek met hom praat en ek sê, maar my meisiekind is 'n jong meisiekind, en praat hier so vieslik hier so. Ja, maar sy moet die goed hoor op een of ander stadium. Ek sê, dis nie vir jou nodig om haar te moet educate nie. Verstaan nie wat ek sê? En ek my goed net daar gepak en gery. Ek sê nie, ons het ons kinders in 'n kokon groot gemaak hê. Hulle hoor die goed by die skool en die ding hê. Maar weet jy wat, die onus lê by u en my, dat wanneer die goed plaasvind, laat ons nie sit en smile oor dit nie. Staan op en staan jou stand. Later het my broer teruggekom en het om verskoning kom vra. Sê, ek moenie my om verskoning vra nie, vra my meisiekind om verskoning. Jy het haar te nagekom deur so te praat. Ja, maar hy het nie van haar gepraat. Ek sê, jy het haar te nagekom. Het jy gesien hoe sy gebloos? Ek sê, ek glo nie, jy kon dit sien nie. Want jy was meer rooier as wat sy was. So dit is waaroor dit gaan. Jy sien, dit help nie ons jy weet, baie mense dink dat daar's 'n muur om ons gebou. Paulus sê, almal het gesondig en ontbreek ons aan die heerlikheid van Jahwe. Maar deur Jahwe se genade word ons gered. En wanneer ek en u ontstand staan vir die koninkryk, dis wanneer mense respek kry. Want hy sê hierso, die wat ingaan om gemengde drank te proe. Hy sê in vers 31, kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker. Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker. Die kleur daarvan. Hy sê, dit lyk goed. Dit lyk pragtig. Rooi verweelkleur, wynkleur, dus ek hou van die verweelkleur, nie die wyn nie, ek hou van die glans. Maar die Bybel sê, dit gly na binne, dis glad, na binne gly dit nie. Met ander woorde, hoekom gly dit nie? Kyk wat sê hy, kyk na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie. Met ander woorde, hoekom gly dit nie binne in dadelik nie? Want hy hou het eers in sy mond. Daai smake en daai dinge en daai goed moet eers ontkiem, en wat ook al hier in die mond, al die liggies aankom en al die liggies se goed flikker hier binnekant. Koning Salomo kom en hy waarsku. Dis die goed wat mense doodmaak. En weer 'n keer, ek praat nie net van drankie, maar dit is een van die grootste huisopbrekers. Daar's families wat uit mekaar uit gedryf is as gevolg van drank.
Ek het nog nooit gehoor van families wat by mekaar gekom het as gevolg van drank nie, uit mekaar gedryf, ja. En soos ek gesê het, dat by Jaffa is daar nie groot sonde en klein sonde nie. Sonde bly sonde. Ons mag nie gemeenskap hê met die sonde nie. Hy sê, op die vers 32, hy praat van die drank, op die end byt dit soos 'n slang, en spieg gif uit soos 'n basilik. Hy spoeg die vuur uit, die gif uit, soos 'n adder. So wat doen dit? Dit maak dood. Koning Salomo moes besef het wat die impak is van hierdie rooi wyn in mense se lewens. En hy moes na hulle gekyk het, want hy het die wysheid gehad. Kom ons leer vanmôre daaruit en ons sê, Vader, in hierdie dag wil ons in u teenwoordigheid wandel as Jafiste. En as daar enige iets is, dan mag dalk nie rooi wyn wees nie, dan mag nie ander goed wees nie, dan mag nie 'n gehoerery en goed wees nie, soos wat ons gehoor het in die week nie. Maar daar kan ander goed wees wat ons lewe kan verongeluk. Maak ons rein daarvan. Laat die Ruach HaKodesh met ons praat, dat ons daai baksteentjies wat hulle gevorm word, onmiddellik kan breek. Kom ons wees in hierdie dag instrumente in die hand van Jaffa in elke opsig. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.